baie welkom by Leer Ken God. My naam is Abigail en in hierdie video gaan ons nummer 7 doen. Kom ons maak ons oortoon en ons vra vir die Here om van sy woord oop te maak. God ons hemelse Vader, vergewe asseblief ons sondes en reinig ons asseblief in die bloed van Jesus Christus van Nasaret. Maak asseblief ons die woord oop sodat ons kan sien wat ons moet sien, hoor wat ons moet hoor en leer wat ons moet leer. Ons bid in Jesus Christus naam. Amen. Okay. Die opskrif is offerhandes van die 12 stamowerstes na die oprigting en heiliging van die tabernakel. En op die dag toe Moses die tabernakel klaar opgerig en dit gesalf en geheilig het met al sy gereedskap, en die altaar met al sy gereedskap en hy dit gesalf en geheilig het die owerstes van Israel die hoofde van hulle families offers gebring. Hulle was die owerstes van die stamme, hulle wat oor die geteldes opgestaan het. Hulle het al offer voor die aangesig van die Here gebring, 16 waans en 12 beeste, 'n wa vir 2 owerstes en 'n bees vir elkeen, en hulle het dit voor die tabernakel gebring. En die Here het met Moses gespreek en gesê, neem dit van hulle aan, dat dit kan gebruik word om die dienswerk van die tent van samekoms te verrig, en jy moet dit aan die Lewiete gee aan elkeen volgens sy dienswerk. Toe het Moses die waans en die beeste geneem en dit aan die Lewiete gegee. 2 waans en 4 beeste het hy aan die seuns van Gerson gegee volgens hulle dienswerk, en 4 waans en 8 beeste het hy aan die seuns van Merari gegee volgens hulle dienswerk, onder leiding van Itamar die seun van die priester Aaron. Maar aan die seuns van Kehat het hy niks gegee nie, want die diens van die heiligdom het op hulle gerus, hulle moes dit op hulle skouers dra. En die owerstes het die inwydingsgawe van die altaar gebring op die dag toe dit gesalf is, en die owerstes het hulle offer voor die altaar gebring. En die Here het aan Moses gesê, elke owerste moet elkeen op 'n afsonderlike dag sy offer bring vir die inwyding van die altaar. En hy wat op die eerste dag sy offer gebring het, was Nagson die seun van Aminadab van die stam van Juda. En sy offer was 1 silwerskottel 130 sikkels in gewig. 1 silwer kom van 70 sikkel volgens die sikkel van die heiligdom. Al 2 vol fyn meel met olie gemeng as spysoffer. 1 rookpan van 10 sikkels goud vol reukwerk. 1 jong bul en 1 ram, 1 jaar oud lam as brandoffer. 1 bokram as sondoffer. En as dankoffer 2 beeste, 5 ramme, 5 bokramme, 5 jaar oud lammers. Dit was die offer van Nagson die seun van Aminadab. Op die tweede dag het Netaneel die seun van Soar die owerste van Isaskar aangebring. Hy het sy offer gebring 1 silwerskottel 130 sikkels in gewig. 1 silwerkom van 70 sikkel volgens die sikkel van heiligdom. Al 2 vol fyn meel met olie gemeng as spysoffer. 1 rookpan van 10 sikkels goud vol reukwerk. 1 jong bul, 1 ram, 1 jaar oud lam as brandoffer. 1 bokram as sondoffer en as dankoffer 2 beeste, 5 ramme, 5 bokramme, 5 jaar oud lammers. Dit was die offer van Netaneel die seun van Soar. Op die derde dag die owerste van die kinders van Sebulon, Eliab die seun van Helon, sy offer was 1 silwerskottel 130 sikkels in gewig, 1 silwerkom van 70 sikkel volgens die sikkel van die heiligdom, al 2 vol fyn meel met olie gemeng as spysoffer, 1 rookpan van 10 sikkels goud vol reukwerk, 1 jong bul, 1 ram, 1 jaar oud lam as brandoffer, 1 bokram as sondoffer, en as dankoffer 2 beeste, 5 ramme, 5 bokramme, 5 jaar oud lammers. Dit was die offer van Eliab die seun van Helon. Op die 4de dag die owerste van die kinders van Reuben, Elisur die seun van Sedeer. Sy offer was 1 silwerskottel 130 sikkels in gewig, 1 silwerkom van 70 sikkel volgens die sikkel van die heiligdom, al 2 vol fynmeel met die olie gemeng as spysoffer, 1 rookpan van 10 sikkels goud vol reukwerk, 1 jong bul, 1 ram, 1 jaar oud lam as brandoffer, 1 bokram as sondoffer en as dankoffer 2 beeste, 5 ramme, 5 bokramme, 5 jaar oud lammers. Dit was die offer van Elisur die seun van Sedeer. Op die 5de dag die owerste van die kinders van Simeon, Selumiel die seun van Surisadai,
Sy offer was 1 silverskottel 130 sikkels in gewig. 1 silwer kom van 70 sikkel volgens die sikkel van die heiligdom. Albei vol fynmeel met olie gemengde spysoffer. 1 rookpan van 10 sikkels goud vol reukwerk. 1 jong bil, 1 ram, 1 jaar oud lam as brandoffer. 1 bokram as sondoffer en as dankoffer 5 teebeeste, 5 ramme, 5 bokramme, 5 jaar oud lammers. Dit was die offer van Selomeel, die seun van Suri-Sadai. Op die 6de dag die owerste van die kinders van Gad, Eljasafat van my slowdown. Okay. Net seker maak my spasie raak, maar ek moet hierdie video's upload, sodat ek dit kan delete van my phone af. Ek gaan nou weer by 42 begin. Op die 6de dag die owerste van die kinders van Gad, Eljasaf, die seun van Reuel, sy offer was 1 silverskottel 130 sikkels in gewig. 1 silwer kom van 70 sikkel volgens die sikkel van die heiligdom. Albei vol fynmeel met olie gemengde spysoffer. 1 rookpan van 10 sikkels goud vol reukwerk. 1 jong bil, 1 ram, 1 jaar oud lam as brandoffer. 1 bokram as sondoffer en as dankoffer 2 beeste, 5 ramme, 5 bokramme, 5 jaar oud ramme, 5 ramme, 5 bokramme, 5 jaar oud lammers. Dit was die offer van Eljasaf, die seun van Reuel. Op die 7de dag die owerste van die kinders van Ephraim, Elisama, die seun van Emhoed, sy offer was 1 silverskottel 130 sikkels in gewig. 130 sikkels in gewig. 1 silwer kom van 70 sikkel, volgens die sikkel van die heiligdom, albei vol fynmeel met olie gemeng as spysoffer. 1 rookpan van 10 sikkels goud vol reukwerk, 1 jong bil, 1 ram, 1 jaar oud lam as brandoffer, 1 bokram as sondoffer, en as dankoffer 2 beeste, 5 ramme, 5 bokramme, 5 jaar oud lammers. Dit was die offer van Elisama, die seun van Emhoed. Elke keer sien ek hulle gee 5. Dis nog vir my baie interessant. 1 rookpan van 10 sikkels goud vol reukwerk, 1 jong bil, 1 ram, 1 jaar oud lam as brandoffer, 1 bokram as sondoffer en as dankoffer 2 beeste, 5 ramme, 5 bokramme, 5 jaar oud lammers. Dit was die offer van Gamliel, die seun van Pedasur. Op die 9de dag die owerste van die kinders van Benjamin, Abidan, die seun van Gideoni. Sy offer was 1 silverskottel 130 sikkels in gewig. 1 silwer kom van 70 sikkels, volgens die sikkel van die heiligdom, albei vol fynmeel met olie gemengde spysoffer. 1 rookpan van 10 sikkels goud vol reukwerk, 1 jong bil, 1 ram, 1 jaar oud lam as brandoffer, 1 bokram as sondoffer en as dankoffer 2 beeste, 5 ramme, 5 bokramme, 5 jaar oud lammers. Dit was die offer van Abidan, die seun van Gideoni. Op die 10de dag die owerste van die kinders van Dan, Ahiser, die seun van Amisadai. Sy offer was 1 silverskottel 130 sikkels in gewig. 1 silwer kom van 70 sikkel volgens die sikkel van die heiligdom, albei vol fynmeel met olie gemengde spysoffer. 1 rookpan van 10 sikkels goud vol reukwerk, 1 jong bil, 1 ram, 1 jaar oud lam as brandoffer, 1 bokram as sondoffer en as dankoffer 2 beeste, 5 ramme, 5 bokramme, 5 jaar oud lammers. Dit was die offer van Ahiser, die seun van Amisadai. Op die 11de dag die owerste van die kinders van Aser, Pagiel, die seun van Ogran. Sy offer was 1 silverskottel 130 sikkels in gewig. 1 silwer kom van 70 sikkel volgens die sikkel van die heiligdom, albei vol fynmeel met olie gemeng as spysoffer. 1 rookpan van 10 sikkels goud vol reukwerk, 1 jong bil, 1 ram, 1 jaar oud lam as brandoffer, 1 bokram as sondoffer en as dankoffer 2 beeste, 5 ramme, 5 bokramme, 5 jaar oud lammers. Dit was die offer van Pagiel, die seun van Organ.
Op die 12de dag die owerste van die kinders van Naftali, Ahira die seun van Enan, sy offer was 1 silverskottel 130 sikkels in gewig, 1 silverkom van 70 sikkel volgens die sikkel van die heiligdom, al 2 vol fynmeel met olie gemeng as spysoffer, 1 rookpan van 10 sikkels goud vol reukwerk, 1 jong bul, 1 ram, 1 jaar oud lam as brandoffer, 1 bokram as sondoffer en as dankoffer 2 beeste, 5 ramme, 5 bokramme, 5 jaar oud lammers. Dit was die offer van Ahira, die seun van Enan. Dit was die inwydingsgawe van die altaar van die kant van Israelse owerstes op die dag toe dit gesalf is, 12 silverskottels, 12 silverkomme, 12 goue rookpanne. Elke skottel 130 sikkel silwer en elke kom 70, al die silwer van die goed was 2400 volgens die sikkel van die heiligdom. 12 goue rookpanne vol reukwerk, elke rookpan 10 sikkels volgens die sikkel van die heiligdom. Al die goud van die rookpanne was 120 sikkels. Al die beeste vir die brandoffer was 12 bulle, die ramme 12. Die jaar oud lammers 12 met hulle spysoffer en 12 bokramme aan sondoffer. En al die beeste vir die dankoffer was 24 bulle, die ramme 60, die bokramme 60, die jaar oud lammer 60. Dit is die inwydingsgawe van die altaar nadat dit gesalf is. Vers 89. En as Moses in die tent van samekoms gegaan het, om met hom te spreek, het hy die stem van hom hoor spreek, van die versoendeksel af wat op die ark van die getuienis is, tussen die 2 geribs uit. So het hy dan met hom gespreek. Hierdie was 'n paar lang hoofstuk, julle. My enige is tussen het klap. Dis die einde van hoofstuk 7. Tot die volgende keer.